Op 89-jarige ouderdom het Ma Tinka van Benoni omtrent 6 mense se lewens met al haar werke, lewenservarings en uitdagings volgemaak. Radiografis, boervrou, pottebakker, skilder en skepende breier is maar enkele van die gedaantes wat sy deur haar lewe sou aanneem. In haar eie soortige groente resepteboek word elke resep vergesel met 'n klein staaltjie. Dis die flitsse van haar lewe wat elke keer gekenmerk word deur 'n resep. Ons het hierdie ongelooflike vrou gaan leer ken. Hoewel Katinka Meyring in Fourie Smit gebore is, word sy hoofsaaklik in die Noord-Kaapse Jan Kempdorp groot, met haar ma, wat 'n Hollander is, en haar pa 'n Suid-Afrikaanse beampte van die Departement van Waterwese. Vandag op 89 begin sy nog elke oggend in die kombuis, die plek waar haar storie regtig begin het. Sy het al op 10 geleer kook en deur die jare het kos haar troos, haar kreatiwiteit en haar manier geword om met mense te verbind. Katinka, vertel vir my 'n bietjie van jou grootwordjare. Jy weet, hoe was dit in julle huis en wat het jy en jou sussie alles gedoen? So ek is in die suide van die Vrystaat in Fourie Smit gebore en toe daarna het ons na die Valarts uitbreiding in die Noord-Kaap getrek en daar het ek meeste van my kinderjare ervaar. En my ma was 'n baie goeie kok. Ons het altyd ons kos geweldig geniet. Dit was 'n samekoms van ons familie. So kos was altyd net 'n gegewe, maar 'n vreugdevolle gegewe daarso. Dit was deel van wie ons is. En omdat ek dink my ma se voorbeeld een was van vreugde in kos en eksperimenteer en interessant en sy het Russiese kos probeer, sy het Indiese kos probeer wat bietjie buitengewoon was destyds. En my pa was 'n uitmuntende tuinier. En die gevolg was dat ons gewoonlik berge groente en vrugte en goed gehad het wat alles verwerk moes word. So daar het ek nou maar altyd gehelp en ingespring. En omdat ek nou so 'n verskeidenheid goed gehad het, moes ek ook leer om dit op 'n mooi manier voor te sit en te eksperimenteer en so aan. En na skool, wat het jy toe gedoen? My pa was 'n rekenmeester in die Departement van Waterwese en dit het gevolg gehad dat ons baie rondgetrek het. Ek het baie gesukkel in my matriekjaar want ek was 2 jaar agter in sekere studiegoed want ek het in die Kaap se syllabus gewerk, toe moes ek in die Transvaal se syllabus werk. En met ander woorde, ek het nie 'n prima matriek gehad nie. Toe my pa moes toe 'n klein niggie van hom wat by Pretoria is, 'n bietjie gekonkel en daar het hulle my in die radiografie program toe ingekry. So ja, dit het 'n bietjie gehelp. Ek het dit gehaat met 'n passie. Was reg nie vir my nie. Maar dit het goed gegaan, ek het gekwalifiseer, goeie punte gekry en uiteindelik toe maar gaan werk soos hulle, want destyds moes jy vir die provinsie werk, eers in Barberton beland en toe naderhand in Bloemfontein, oral gewerk. Toe sy met haar studies klaar is, werk sy by verskeie hospitale in die Goudvelde, voordat sy later by 'n privaat radiografis gaan werk, met 'n apteker trou en aan haar eerste kind geboorte gee. Sy was egter nog nie lank getroud nie, toe sy 'n senuweeinstorting kry en skei. Katinka, wat het tot jou ineenstorting gelei? Ek is getroud toe ek so 23 was en ek het eintlik voor die huwelik geweet hierdie ding gaan nie werk nie. En so dit het nie goed begin nie. Dan hy was 'n apteker op die Vrystaatse vlakte in Virginia. En sy houding was net, jy's nou die huisvrou, daar's 'n woonstel, gaan sit in hom. En ek was nie toegelaat om 'n lewe te hê as sulks nie. Daar was niks kreatiefs nie, ek het niemand geken nie. En ek dink dit saam met 'n onmiddellike swangerskap het my baie depressief gemaak. Soveel so dat ek heeltemal ineengestort het. Ek kon net nie meer werk as mens nie. En die resultaat daarvan is dat ek vir 6 maande in Tara in die gestig beland het. So ons is binne 15 maande getroud, baba gehad en geskei. En toe sit ek nou met 'n lewe wat ek moet lei. Ek het geen geld nie, ek het bitter min ondersteuning en ek het 'n kind wat ek moet grootmaak. En toe Katja so 2,5 was, toe trou ek weer en hy was 'n sosiopaat. Hy was 'n moeilike man. Hy het baie gedrink, hy het baie met vrouens rondgeslenter en was maar moeilik geweest. Maar toe het ek nog 2 kinders gehad, so ons het 3 kinders gehad.
En uiteindelik na 12 jaar, toe die ding nou so sleg word, dat hy my begin fisies aanrand, toe skei ek weer. Genoeg rede om tou te wil opgooi, veral Natuurlijk, maar jy kan nie as jy kinders het nie. Daar's geen manier nie. Jy leef vir hulle en jy leef deur hulle. So hoe kan jy nou opgee? Jy kan nie. En toe staan nou nog 'n tragedie met een van jou kinders. Toe my dogter siek word en sy het toe beenkanker ontwikkel en ek het toe op haar werk want sy het hulp nodig gehad en ek het natuurlik alles onder die son gekoop, gedoen, probeer uitgevind, maar toe sy uiteindelik sterf, toe is ek platsak, toe is ek 42 en ek het nie 'n sent op my naam nie en ek het net skuld. Ek het nie geld gehad om haar te begrawe nie. Ek moes geld leen. So dit was maar moeilike tye. Toe moes ek weer begin. Die lewe was nie altyd maklik nie, maar deur elke seisoen het sy blydskap gevind in eenvoudige bestanddele en vrugte en groente in iets moois verander. Hoe kom jy toe nou by die resepteboek uit? So 3 jaar terug het ek lelik geval en my heup gebreek. En deur swak chirurgie en swak rehabilitasie was ek 6 weke lank plat op my rug in die hospitaal. En toe het Anton, my seun, hy het van die Kaap opgevlieg om my te kom help, want hy het gesien my ma sukkelde. En hy het eindelose disse gekook en in die vrieskas gedruk, en toe sê hy eendag vir my, "Ma, hoekom skryf jy nie 'n kookboek nie?" En dis waar dit toe begin het. En ek moet sê, die boek in sy huidige formaat sou nooit hierdie bestek gekry het as dit nie vir Anton en Chris was nie. Met die hulp van haar skoonseun Chris Koch, 'n ontwerper en stylus, word Matinka's Magical Cookbook toegebore. Hoor hierdie is 'n pragtige boek en ek verstaan dat geen van die wins of iets kom na jou toe nie. Nee, ons maak nie 'n bloue sent daar uit nie. Ek dink wat ons graag wil beoog, op die oomblik verkoop ons die boek teen 'n verlies, maar ons hoop met die volgende druk dat daar 'n bietjie oor sal wees en ons kan dit dan aan die dierebeskermingsvereniging skenk. En hulle doen sulke wonderlike werk. So ons wil graag sien of ons met die opbrengs van die boek 'n bietjie daar kan help. Chris, vertel vir my 'n bietjie van jou agtergrond en jou rol in hierdie kook. Ek kom uit 'n kreatiewe agtergrond uit. Ek het grafiese ontwerp gestudeer in Pretoria en toe vir baie jare gewerk in ontwerpateljees. En so 20 jaar gelede toe ek besluit ek het nou genoeg gehad daarvan, ek wil iets anders te doen. En toe die boek nou kom, toe besef ek sal nou weer vir myself moet skool in 'n nuwe rekenaarprogram. Wat ek toe gedoen het. En hierdie is ook nie net 'n resepteboek met jou tipiese resepte nie, né? Ek dink die doelwit was om ietsie te skep wat vir die besige mense van vandag 'n manier te kry om groente vinnig lekker te maak. Dit hoef nie 'n 25 bestanddeel resep te wees nie. Dit kan 2 goedjies wees. Ja, ek dink wat ek probeer doen het is as ek vat 'n groent, soos bone, en dan gee ek mense soveel opsies as moontlik om boontjies dan lekker voor te sit. Dis basies waarop ons gefokus het. Maar dink jy nie dis ook 'n manier om net vir die jong mense te kan sê groente is eintlik lekker nie? As hulle hom probeer, gaan hulle beslis dit agterkom. Jy weet, broccoli is broccoli, maar broccoli met 'n skootjie suurlemoen is iets heel anders. Ek dink ek lag altyd, chef Jamie Oliver, ek is mal oor die chef, en hy sê eendag op 'n TV-program, hy sê, "I promise you, if it wasn't for lemon and chili, I wouldn't be cooking. I'd be a carpenter." So, en dis half my filosofie. Eenvoudig goed, maar dit kikker die disse op. Chris, is ook ander mense se resepte in? Ja, Matinka het van haar favourite vriende gevra en resepte wat sy bymekaar gemaak het. Ja, ou familieresepte van my ma se kookstories nog, so ja. Van Tanya se gunstelinge, almal het maar bygedra. Na al die jare sit jy nog steeds nie stil nie. Ek meen, jy word so mooi oud ook, maar wat doen jy nog alles? Piet, ek hou besig, jy weet, toe ek nou aftree, toe sit ek nou, wat maak ek nou? En ek het toe besluit nie, nou gaan ek verf. En dit gaan nou al vir 25 jaar aan. Ek het uiteindelik saam met 'n groep
ander kunstenaars in Benoni uitgestal. Nie 'n loopbaan daarvan gemaak nie, maar dit was lekker. Dis vir my, as ek skilder, dan vergeet ek van al die wêreld se sorges. Daar is niks wat my pla nie. Dit is wat so genesend is van skilderwerk. En ek hou nog aan daarmee. Ek is geseënd dat ek verkoop nog goed en ek kry kommissies. So ja, dit is maar deel van my lewe wat 'n baie belangrike deel is. Steeds na al die jare sit jy net nie stil nie. Jy bly net aangaan, jy doen jou ding. Hoe kry jy dit reg? My lewe was op 'n punt bietjie sinneloos en leeg. Dan moet jy ietsie skep om te sê vandag moet ek opstaan omdat. As mens en veral as jy ouer word, veral na aftrede, moet jy betrokke bly by die lewe. Dit hang van jou benadering af. Niemand anders daar buite gaan dit vir jou doen nie. Jy moet besluit. As jy ietsie wil bereik, dan is dit jou doelwit. Jy moet die energie maak. Jy moet die plan bymekaar sit. Jy moet dit doen. Ja, hierdie is so lekker en vir my ook net 'n bewys dat hierdie soveel meer as net 'n resepteboek is. Ek meen dis die samevatting van jou lewensreis en die optekening van jou herinneringe. Die storie van iemand wat keer op keer opgestaan en uiteindelik oorwin het. So maar Tinka, baie dankie. Jy is 'n voorbeeld vir ons almal, hoor. Dankie vir daai mooi woorde, Piet. Dit is ja, die lewe gebeur en 'n mens moet dit maar hanteer. Jy gaan aan. Dit help nie om te sit en huil daaroor nie. En ek gaan ook sommer nou meer groente begin eet. Dis nie eens lekker. Miskien moet ek ook maar weer probeer.